hou mij bij die kruis, die fontein van leven, wat daar vloeit voor allemaal vrij van zijn lijdensdelen. Ja, en die kruis zal ik roepen eeuwig, tot mijn ziel daar zal rust, waar ons eeuwig zal leven. Bij die kruis heb ik gebeefd, daar ik mij zij liefde, en daar scheen die morgenster heerlijk in mijn leven. Ja, en die kruis zal ik roepen eeuwig, tot mijn ziel daar zal rust. Ja, waar ons eeuwig zal leven. Daar die kruis, o Lam van God, hou zij glorie oor mij. Laat mij leven elke dag met zijn schaduw oor mij. Ja, en die kruis zal ik roepen eeuwig, tot mijn ziel daar zal rust, waar ons eeuwig zal leven. Op die kruis moet ik voortgaan, was getrouw en streven, tot ik op die hemelskrant juich en eeuwig zal leven. Oh, en die kruis zal ik roepen eeuwig, tot mijn ziel daar zal rust, waar ons eeuwig zal leven. Ja, en die kruis zal ik roepen eeuwig,
It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the way. Oh, at the cross, when I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the way. Oh, at the cross, when I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. Hallelujah. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the way. Oh, at the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the way. Hallelujah. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the way. Hallelujah. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the way. Halleluja, prys die naam van die Here. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dankie, Vader, dat u wil het geskied, toe u seun gestuur het na ons as mens, om die offerlam van God te wees, om ons te kan vrykoop van die sonde en van die wêreld, en deur u bloed kinders van God kan word. Here Jesus, dankie, u het gesê, o God, ek het gekom om u wil te doen. Dankie, dat is dus hierdie wil waardeur ons geheilig is. Deur hierdie wil waardeur ons gered is, vrygemaak is, losgekoop is, deur u kosbare bloed. Baie, baie dankie, Here Jesus. En dit is u wil, dat ons elkeen moet op die plek kom waar ons wil, om soos u te wees, ons eerste prioriteit in ons lewe sal wees. Halleluja. En ons dank u in hierdie dag, dat u wil is vir ons in die evangelies uiteengesit in die sendbriewe, selfs in die Ou Testament. Halleluja. Want dit was u wil gewees, dat deur u bloed, waardeur u ons dier gekoop het, het u ons konings en priesters gemaak vir u God en Vader. Dankie dat dit so gebeur. Halleluja. En Here, laat ons onsself op die plek sal bekry waar ons bepaal
dit wat die Here vir ons gedoen het, sodat ons dieselfde kan doen, soos wat U gedoen het. Dankie, dat U het vir ons die voorbeeld gestel, en U het vir ons die genade gegee en die bloed gegee, om dieselfde te doen as wat U gedoen het. Ons wil U loof en prys daarvoor, en dankie dat die Heilige Gees ook saam met ons is, wat ons kan leer en lei in die hele waarheid van U onfeilbare woord. Halleluja. Baie, baie dankie, dat ons weet dat die hele saligheid, Vader, die Seun en die Heilige Gees, het elkeen sy deel aan hierdie werk wat U in ons lewens doen. En ons prys U daarvoor. Baie, baie dankie, dat ons dan in hierdie dag weer kan saambid, Here, vir almal wat siek is. Here, dis die opdrag wat U heel eerste aan die disippels gegee het. Gaan, maak siekes gesond, dryf duiwels uit, en verkondig die koninkryk van die hemel, wat naby gekom het. En die Here, ons moet hierdie opdrag van U uitvoer, en daarom bid ons by elke geleentheid vir die siekes. Halleluja. Here, al is hulle nie by ons nie, as hulle luister in hierdie oomblik na hierdie gebed, die genesing is vir hulle daar, deur U kosbare bloed, wat deur die wonde geloop het, sodat deur U wonde, daar vir ons genesing kan wees, van elke krankheid, maak nie saak waar het is. Baie, baie dankie, Here, dat U maak nie net gesond en U herstel nie net. U gee goddelike genesing. Volmaak, wat nooit weer sal terugkeer na die persoon toe nie. Baie, baie dankie, dat ons weet dat in die naam van Jesus, maak U die siekes gesond en U breek die bande van krankheid en hulle raak vry. En ons prys U daarvoor in U wonderlike naam. So wil ons saam bid vir al die gebedsversoeke, Here. O, Here, omdat ons weet, daar's baie mense wat met gebede in hulle harte rondloop, wat vir niemand vra om saam te bid nie, maar Here, dankie, dat ons 'n geleentheid het om vir hierdie mense te bid. Halleluja. Wat gebedsversoeke het, wat onuitgesproke is bekend by die Here, en ons weet, die Here sal reg verskaf aan elke ene, en die Here sal elke gebedsversoek hoor en antwoord tot verheerliking van U groot naam. Baie dankie dat ons in hierdie dag weer dankie kan sê vir al die reën, Here, en weer eens kan bid vir die plekke wat nog nie reën gehad het nie. Ons wil U eer en loof. Halleluja, dat U ook daar die mense se gebede raak sien en opvolg reën waar dit nodig is. Ons verheerlik U groot naam, omdat ons weet ons God doen hierdie dinge vir ons. Baie dankie daarvoor in Jesus naam. So dank ons U dat ons na die woord van die Here kan luister in hierdie dag. En die Here gee vir elkeen 'n oor om te kan hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Here Jesus, ongelukkig is daar baie ore wat vandag nie wil hoor nie. Hulle wil net hoor dit wat hulle pas, dit wat vir hulle voordelig is. Ja, Here, dit wat hulle ego kan versterk. Ja, Here Jesus, dit wat hulle eer kan bring, en dit wat vir hulle voorspoedig kan wees, finansieel ensovoorts, is al wat hulle wil hoor, Here. Maar hulle wil nie meer hoor van Jesus Christus en hom as gekruisigde alleen nie. Baie, baie dankie, Here, dat U ook elke oor sal bestryk met die kosbare bloed, sodat hulle die waarheid van die woord sal hoor, en dit alleen sal laat ingaan na hulle binneste. Dat die waarheid deur die bloed sal ingaan, Here. Want dit is waar U is. U wat die woord van God is, U kleed is met bloed besprinkel, en U is voorgestel in die bloed. En ons dank U in hierdie dag, dat ons weet, dis die kern van die godsaligheid. Die bloed van die Nuwe Testament, en die Nuwe Testament in U bloed. Baie, baie dankie, Here, dat ons weet, dat U sal elkeen in hierdie môre seën, tot verheerliking van die groot naam, en die Here laat hulle ore waarlik sal hoor, in Jesus se naam, en ons prys U daarvoor. Amen en amen.
Dank die Here laat ons in hierdie môre so saam kan wees. Ons groet u almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Halleluja. Ek is pastoor Flippie Gerber. Telefoonnommer is 082-874-1705. Ek dank die Here dat in hierdie week het die Here met my gepraat spesifiek oor dit wat die Here van ons verwag, sover dit die kruis en die bloed van Jesus aangaan. Wat die Here elke dag van eintlik van ons eis. Nie vra nie, eis. Halleluja. Want as ons nie daarin lewe en daarmee wandel nie, gaan ons dit nie maak nie. Ek wil net dit sê, ek gee nie om of jy praat van myself, oor die 60 jaar al die Here dien nie, en of die 50 jaar of die 40 jaar, oor die 60 jaar en 50 en 40 jaar, 30 jaar, 'n Bybelstudie gemaak het, oor al die eindtyd gebeure, en jy het nooit 'n studie gemaak oor die bloed van die kruis. Dis vir my verskriklik. En dis al wat hulle kan verkondig vandag, want dan kan hulle geld maak. En dis interessant, as jy oor die bloed preek, en oor die kruis preek, dan maak jy nie geld nie, want die mense hou nie daarvan nie. Nee, preek oor die eindtyd, en lieg oor die eindtyd gebeure, dan maak jy baie geld, want vir die leuen is daar altyd geld. Maar vir die waarheid, nooit geld. En dis 'n feit, en dit is bewys. Ek wil net hier iets lees in hierdie oggend. Ons het nou hierdie lied gesing, maar hierdie lied, ek meen ons kry nuwe liedere vandag, mooi liedere. Maar hierdie lied is een van die liedere van iemand geskryf het wat 'n ondervinding gehad het met die kruis. Nie net gehoor het nie, 'n ondervinding, dis waarom hy dit geskryf het. Jesus hou my by die kruis, die fontein van lewe. Waarom die fontein van lewe? Want die lewe is in die bloed, en dis die bloed wat gevloei het van Golgotha's heuwel, nou, selfs op die aarde, en die bloed roep van die aarde af op na God toe, vir vergifnis, vergewe hulle, weet nie wat hulle doen nie. Ek wil net vandag vir u sê, nou, moenie dink, as jy al die ander dinge preek, oor die eindtyd, en oor barmhartigheid, en liefde, en genade, en dit is hierdie voorsiening, en dit het die Here vir daai en gedoen, moenie dink, as jy al hierdie wonderlike dinge preek, en jy glo dat jy wat luister na dan, gaan enige iets vir jou geestelike lewe beteken nie. Daar's net een iets wat vir my geestelike lewe iets beteken, en dit is die bloed van die kruis. Hy sê, Jesus hou my by die kruis, die fontein van lewe, wat daar vloei vir almal vry van sy lydingsheuwel. Hy sê, by die kruis het ek gebeef, daar red my sy liefde. En ek wil vandag vir iets sê. Ek weet, almal kan met my verskil, ek gee nie om nie. Ek het dit in my lewe ondervind as kind. 11 jaar oud, toe ek in 'n diens sit en die prediker preek oor die reddingskrag en die bloed van Jesus. En op 11 jaar voel ek 'n vrees in my binneste. En ek begin bewe voor die aangesig van die, ek het op 3 jaar dit ondervind. Ek het nie geweet waarom nie, maar 11 jaar toe ondervind ek wat dit werklik is. Toe die bloed van Jesus met my spreek, toe bewe ek. Toe die woord van die kruis met my spreek, toe bewe ek. Soos hy sê, by die kruis het ek gebewe. Waarom? Om te ondervind en uit te vind op 11-jarige ouderdom, dat as ek nie deur die bloed van die kruis gered word nie, is my siel verlore. Nou kom julle vandag met baie mooi goedjies, baie mooi liedere, alles
om die mense te trek oor hoe die Here jou gaan help en hoe die Here jou gesond gaan maak en hoe die Here dit gaan doen, hoe die Here dit gaan doen. En so trek hulle die mense kerk toe. Ek wil vandag vir u sê, en die kerk sit vol daarvan, selfs die Pinksterkerk is dit vol van daai mense. Weet jy wat? Alles beteken niks. Waarom verkondig jy nie die bloed van die kruis nie? Omdat jy self dit nie ondervind het, jy het geen ondervinding, jy weet nie wat daar gaan. Jy kan dit miskien verkondig, maar dit is 'n leë dop want jy dit nooit ondervind nie. Daar red my sy liefde. Waarom sê hy, daar red my sy liefde? Toe die Here Jesus aan die kruis hang en sy bloed vloei uit sy liggaam. Daar het God geopenbaar wat Johannes 3 vers 16 sê. So lief het God die wêreld gehad. Daar red my sy liefde. Dis nie die liefde wat jou gered het nie. Nee, die liefde is geopenbaar aan die kruis deur die lam van God wat sterwe. Wat sy bloed vloei. Daarom kan ek sê, daar red my sy liefde. Hoe red hy my? Deur sy bloed. Want dis liefde van God wat my daar kon bring om deur die bloed gered te word. Die liefde geopenbaar aan die kruis. En daar skyn die môrester heerlik in my lewe. Daar die kruis, o lam van God, hou sy glorie voor my. O, halleluja. Daar is nie 'n groter heerlikheid as dit. 11 jaar, daai eerste aand, toe ek uitstap daar na die bidkamer, toe, die Here help ons. Die bidkamer vandag is 'n eetplek. Want hulle bou sale nou vir eetplek. Ek weet nie wat vir my interessant is. Toe ek daar neerkniel en ek my sonde bely met berou en trane en met smart. 11 jaar oud het. Ondervind ek sy heerlikheid. Oh, halleluja. Mens kan dit nooit beskryf nie. Die heerlikheid, wanneer die bloed van die Here jou witter was as sneeu en jy word gered deur die bloed. Daardie heerlikheid kan jy nie beskryf. Laat my lewe elke dag met sy skadu oor. Op die kruis moet ek voortgaan. Ek moet op die kruis kom, dis klaar. Halleluja, ek moet myself saam met Christus kruisig, sodat ek saam met hom kan sterwe. Ek wil vandag vir u sê, daar is niks wat bygevoeg kan word deur die kruisdood van die Here Jesus en deur die bloed van die kruis. Daar is niks vir my siel, niks wat bygevoeg kan word. Baie interessant, die doop gaan oor hierdie liggaam, want soos 8 siele deur water heen gered word, so red die doop ons ook vandag. Hy red ons nie van sonde nie, hy red ons van die oordeel. Wie? Hierdie ou stuk vlees. Die siel moet deur die bloed gered word, en die vlees sal gered word deur hom te laat doop. Maar nie die vleeslike en die geestelike wil meng nie. Dit werk nie. Halleluja. Prys die Here. Dit is waarom as jy jou wel laat doop, dan is daar vergifnis van sonde. Waarom? Want jou siel, wat in hierdie liggaam is, hy is gered en gewas in die bloed van Jesus tot vergifnis, reiniging ensovoorts. Die oomblik as jy jou laat doop, dan is dit in werking deur die bloed van Jesus wat my siel gereinig het. Halleluja. Nou gaan nie verder die woord. Hierdie koortjie, lied. Vas, vertrou en strewe, tot ek op die hemelstrand juig en ewig sal lewe. En ek wil vandag vir u sê, as jy nie by die kruis en by die bloed van Jesus uitgekom het, sal jy nooit aan hemelstrand beland.
En die Here, voordat ek die Here my die lied gegee het om vanmôre te sing, wys die Here vir my iets skokwekkend. Dis iets wat ek al 'n paar sondae oor gepraat het, en dit is oor die altare wat uit die kerk weggeneem is. Ek het dit al vertel, maar ek wil net vandag sê, daar is vir my so 'n groot werklikheid. Almal praat oor eindtyd gebeure. Ek wil nou vandag u vertel wat die grootste eindtyd gebeurtenis gaan wees. En dis reeds aan die werk. Halleluja. Ek onthou, ek het dit vertel en ek wil dit net breedvoerig uiteensit. En dit is dat op 'n ouderdom van 14-jarige ouderdom het ons daar 'n Pinksteroord gemeente, daardie kerk het 'n galery gehad. En ek sal nooit vergeet nie. Ons was so 'n klomp jong manne wat daar bo gesit het, en pastoor Tini Cronje van die Bybelskool, hy was die Bybelskool principaal van die AGS. Nou ek was daai tyd ook in die AGS gewees, maar wat hier vir my interessant was, en ons praat so, en hy draai na my toe, want ek wil net dit vertel, ek het elke diens uitgeneem, elke liewe diens, of dit 'n bidduur was, of dit kooroefening was, of dit jeugsaamtrekke was, dit maak nie saak nie, as daar 'n diens gehou word, dit maak nie saak waar nie, en daar kom 'n uitnodiging, dat ek my saak met die Here moet regmaak, het ek uitgegaan. Diens vir diens, elke keer, dat die ou Pinkstermense in die kerk het later moedeloos gerot, en vir my gesê, my broertjie, wanneer kry jy oorwinning? Toe sê ek, maar ek het oorwinning. Maar weet jy wat het ek besef? Ek kan nie skoon genoeg raak. Dis wat hy sê in Openbaring, en hulle het hulle klere gewas, en wit gewas in die bloed van Jesus. En dit was my hele doel, Here, my kleed moet wit bly, ek is nog 'n kind, ek is gaan skool, daar in die skool, slaan ek een met die vuis, of ek sê vir iemand net iets, wat nie reg is nie, Here, ek moet skoon bly, halleluja. Van hierdie ou mense het later, paar jaar later gesê, dat ons moes saam met jou uitgekniel het, elke diens, dan het ons nie in hierdie toestand beland waar ons is nie. Ek het nie oorwinning gesoek nie, die Here het klaar vir my gegee. Ek het reiniging om my kleed, om myself wit te maak en wit te was in die bloed van die lam. En as elke keer as ek daar gaan kniel ek met 'n gebewery. Die Here weet, ek het in my wese gebewe. Want ek het besef wat die bloed van Jesus werklik vir my is. Ek is 11 jaar gered, ek het my eers op 14-jarige ouderdom laat dood. Weet jy waarom? Want die Here het gesê, jy moet die vrugte dra. En ek het geweet, ek moet absoluut skoon bly. En dis net die bloed van Jesus. En terwyl ons so sit en praat, toe sê die pastoor, hy draai na my toe en hy sê vir my, Flippie, dis tyd dat jy van die kruis af weg beweeg. Ek het dit al gedoen, maar ek wil net vir iets vertel wat. En dit is, en hy kyk hom so, en ek sê vir hom, pastoor Tini, wat bedoel jy? En hy sê vir my, jy kan nie by die kruis bly stil staan nie. Nou moet jy weet, ek het elke diens uitgeneem. En ek het bidkamer toe gegaan, met die, ek wil amper sê, gesig van die kruis en die bloed van Jesus, voor my. Ek het daar gekniel. Nou sê hy vir my, ek moet wegbeweeg van die kruis. En die Here weet, ek het nooit geweet, wat daardie man vir my werklik gesê het.
Nooit. Totdat die Here dit later aan my geopenbaar het. En ek kyk so en ek sê ook, Tini, jy is die Bybelskool prinsipaal, jy weet baie van die teologie en die woord en so. Maar dis al hoop wat ek het, is die kruis en die bloed van Jesus. Ek het niks meer. En van die kruis af kan ek nie wegbeweeg nie. Want die Here het in daardie stadium van 11 tot 14 jaar het die Here my eendag iets gewys oor die kruis en die bloed van die kruis. En ek sê vir hom, Tini, dis net die bloed van die kruis wat vir my vergifnis kan gee en reiniging van sonde. Al is ek 'n kind van God, ek kan nie van die kruis af wegbeweeg. Hy sê my, maar as jy by die kruis bly, gaan jy, ek meen, jy gaan daar vasgevang bly, jy sal nooit geestelik groei nie. Toe sê hy vir hom, Tini, ek gee nie om vir geestelik groei nie, ek niks nie. As ek by die kruis kan bly, dan het ek genoeg. En dis my hele lewe lang gewees. Die kruis en die bloed van die kruis. Dis waarom Paulus gesê het, ek het my voorgenem om niks anders om die hele te weet as Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. En in hierdie môre, toe kom dit terug na my, wat die pastoor vir ons gesê het. Nou, die jong manne wat daar gesit het, ek kan van hulle name noem, ek sal dit nie noem nie. Hulle het later almal pastore geword. En wat het dit, want hulle het almal gesit en na my gekyk en gesê, ja, jy moet wegbeweeg van die kruis af. Daar was van hulle gewees, wat geweet het, wat my siening oor hierdie saak is. Maar jy moet wegbeweeg, sodat jy geestelik kan groei. En hulle het pastore geword, en vanoggend toe kom dit by my. Die Here se Gees gee dit vir my in. Wat gebeur as jy wegbeweeg van die kruis en die bloed van die kruis? Dis 'n baie belangrike ding. En ek wil vir u sê, daardie dag, ek was 14 jaar oud, seker nou amper 60 jaar terug, ek was 14 jaar oud, het ek nie werklik geweet wat hierdie Bybelskool prinsipaal vir my sê, om weg te beweeg van die kruis af. Vanoggend sê die Here vir my, kyk, hoe het my volk wegbeweeg van die kruis af, as gevolg van Bybelskole en Bybelleraars en Godsleraars en al hierdie tipe mense wat lering gee uit die woord uit. Hoe het hulle dit reg gekry om my volk van die kruis af te laat wegbeweeg? Deur dit te verkondig. 60 jaar later, as ek terugkyk in die afgelope paar jaar, dan besef ek net een ding. En dit is die volk van die Here, en ek praat nou spesifiek van die Pinkstervolk, het wegbeweeg van die kruis af. Want hulle preek nie meer oor die kruis nie, en hulle preek nie meer oor die bloed nie. Want die kinders, die volk moet wegbeweeg. En hier is die interessante. As jy wegbeweeg van die kruis af, dan raak jy van die altaar ontslae. Waar is vandag die Pinksterkerk met die altaar? 'n bidkamer. Of die voor, waar hulle gesing het, Here I am, so unworthy of the blood. Halleluja. En dan al hierdie dinge, dat mense kon besef hulle is verlore, en hulle kon gaan uitkniel. En ek wil vandag vir u sê, moenie die mense wat in die kerk is, wat sê hulle is kinders van die Here, moenie dink, dat hulle gaan dit nie opstaan en vorentoe stap nie. Vroeger jare was dit so. Die ou Pinkstermense wat jy jare geken het, as hulle kom by die kruis en die bloed van die kruis en die reiniging van sonde en sondes wat weggewas word
dan kom stap hy oom en tannie uit, en hulle gaan kniel daarvoor, en hulle huil voor die Here, vir dit wat hulle verkeerd gedoen het. En daar rig die Here hulle op, as hulle daar opstaan, is hulle weer vol van die Heilige Gees. Waarom het die Heilige Gees verdwyn? Is as gevolg van onbeleide sondes, en daai mense het nooit weer by die bloed uitgekom nie. Dis waarom die Heilige Gees stil geword het in die Pinksterkerk. As jy van die altaar kan af wegbeweeg, waar gaan die offer? Waar? As jy wegbeweeg van die kruis af, waar gaan die offer? Dis waarom die Here gesê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want die Here het geweet, as hy van die altaar af wil wegbeweeg, van die kruis af weg wil beweeg, dan moet hy sy kruis neerlê. Want dan kan hy van die kruis af wegbeweeg. Dit meen, die volk van God, die Pinkstervolk, dra nie meer hulle kruis nie. Hulle het die altaar gelos. En nou loop hulle sonder 'n kruis, want daar sal niks met jou gebeur. As jy arm is, dan is daar fout in jou geestelike lewe. As jy siek is, dan is daar fout in jou geestelike lewe. As dit oor jou gekom het, dan is fout in jou geestelike lewe. As dit gebeur het, dan is dit. Alles gaan gepaard met een ding en dit is dat, daar's fout in jou geestelike lewe, halleluja. Waarom is daar so baie fout in die geestelike lewe van die kinders van God in die Pinksterkerk vandag? Is omdat hulle geleer het om weg te beweeg van die kruis. Hulle het hulle kruis gelos en nou probeer hulle nog die Here volg. En ek wil vir u sê, op die wyse wat 60 jaar al reeds besig was om verkondig te word, het die kerkwêreld, en veral die Pinksterkerk, ontslaag geraak van die altaar, en outomaties het hulle ontslaag geraak van die offer. Want as daar nie 'n altaar is daar ook nie 'n offer nie. En hierdie is nie net 'n gewone offer nie. Dis die bloedoffer van die lam van God. Die bloed van die kruis. Dit meen as jy die altaar los, wegbeweeg van die altaar, die kruis af, dan beweeg jy outomaties weg van die bloed van die kruis. Want dis die bloed van die kruis wat belangrik is. Want is aan daardie selfde kruis, halleluja, dis in my so wonderlik, aan daardie selfde kruis, wat ek saam met Christus gekruisig word, en ek sterf saam met hom aan die kruis, daar word ek met God versoen, deur die bloed van die kruis. Aan die kruis gebeur dit, nie buitekant nie, nie op 'n ander plek nie, aan die kruis. Dis waarom, jy kan nie van die kruis af wegbeweeg nie, want hoe sal jy deur die bloed van die kruis versoen word met God? As jy die kruis, die altaar eenkant los, dan los jy die offer ook. Maar as jy saam met Christus gekruisig word, dan word jy verenig met die bloed van die kruis, en dit bring vir jou versoening met God. Was jy daar? Ek wil vandag vir u sê, die kerke is vol van lewendige vleeslike mense, wat nooit met die bloed van die kruis verenig is, sodat ek en Christus een kan word, en dat ons as kinders van God ook verenig kan word, of een kan word, deur die bloed van die kruis. Daar is, jy kan sing, we are family, we are one. Ek weet nie, jy kan inhaak by mekaar en sê ek is family, we are. As jy nie deur die bloed van die kruis verenig is met
die bloed van Jesus nie, kan jy nooit verenig word met jou broer of jou suster of die volgende lidmaat in die kerk nie, halleluja, want dis net bloedfamilie wat versoen is met die bloed van die kruis. Daar is niks anders. En hierdie is in my skrikwekkend. As jy ontslae geraak het, as jy wegbeweeg het van die kruis, het jy ontslae geraak van die offer. Die bloedoffer. Ontslae geraak van die bloed van die kruis, tot versoening. En weet jy wat word vandag nagekyk? As daar een of ander wonderwerk in 'n kerk gebeur, of op 'n plek waar hulle dienste hou, dan word dit geadverteer, oral. Maar die Here weet, wanneer iemand saam met Christus gekruisig word, die dag as hy tot bekering kom, en hy word gered deur die bloed. En hy word verenig met die bloed van die kruis. Dis die bloed van Jesus. Daarvan word nooit, die Here weet nooit van getuig nie. As iemand in armoede is en die Here seën hom finansiëel, dan bring hulle daai getuienis in die kerk. Halleluja. Ek onthou, my broer het my vertel van 'n tannie in die kerk en wat die Here het vir haar karretjie voorsien. Nee. En daar is niks van gesê nie. Die volgende Sondag toe staan die pastoor met 'n nuwe kar buite die kerk en almal drom om die kerk. Sê, "Ooh, kyk wat het die Here vir die pastoor voorsien." Maar hy arm tannie wat 'n karretjie gekry het, daar word niks gesê. Jy weet nie wat? Daar is nie meer plek vir die altaar en die offer, die bloed van Jesus in die kerk wêreld, veral in die Pinksterkerk. En weet jy wat? Die grootste profete wat vandag as profete uitbeweeg, is sonder die bloed van die kruis. Want is al wat hulle oor jou kan profeteer is dat die Here gaan jou so seën en jy so goed en jy's dit en jy's dit en jy's dit. Jy sal met al hierdie profesies hel toe gaan. Jy sal met al die gawes hel toe gaan. Onthou jy, ek het altyd gewonder, Here, waarom het u woord en waarom het die disipels sê, Here, ons het nie langs die mense, langs die pad mense gekry wat duiwels uitdryf en siekes gesond maak. Moet ons hulle stil maak? Here sê nie, hulle wat nie vir ons is die steen ons. Ek wil net vir jou sê, moenie dink as jy vir Christus is, jy is in Christus. Moet dit nie dink nie. Here, hoekom? Jy sê die Here, daar's 'n verskil. Die disipels volg my. Hulle volg my nie. Maar hulle doen dieselfde as wat ek gesê die disipels moet doen. So los hulle. Hulle is nie teen ons nie. En daar is baie kerke. Hulle is nie teen ons as kinders van die Here nie. Hulle is wel vir ons ook. Maar hulle is nie in Christus nie. Want jy kan alleen deur die bloed van die kruis in Christus in beweeg. Die doop kan jou nie daar bring nie. Die Heilige Gees kan jou nie daar bring nie. Want die offer is op sy eie. As jy nie deur die bloed kom nie, gaan jou doop niks beteken nie, en jy gaan ook nie die Heilige Gees ontvang nie. Maar baie sê, nee, die dag toe ek my hart aan die Here gegee het, en ek is nog nie eens gedoop nie, ek het daar outomaties die Heilige Gees ontvang. Jy lieg, jy weet nie waarvan jy praat nie. Halleluja. Gawes, profesies, genesing, voorspoed. Oh, halleluja, toe hierdie voorspoed evangelie hierdie wêreld getref het, my broer en my suster, ek meen, toe was dit chaos geweest, dis net voorspoed. Toe het hulle gewys, so staan die mense in die kerk met hulle hande in die lug, en in die koerante, en hulle bid vir wat? Vir geld. Versaai, maai, voorspoed. Die Here weet,
binne in die huis van God, daar waar die bloed moet werk. Maar die altaar is weg, die offer is nie meer daar nie. En die Pinksterkerk het dit nie meer in hulle nie. Hoeveel predikers in die Pinksterkerk preek oor die bloed van die kruis? Nee, net solang daar mense kom, net solang daar hier en daar 'n gawetjie werk of 'n taal word gespreek en uitleg word gegee en daar word gebid vir 'n siek en hy raak gesê, oh, glory, 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 en die kerk raak voller en voller en voller. Vroeger jare het die kerk vol geraak met mense wat deur die bloed gekom het. En buite, as hulle daar uitbeweeg, het hulle die wêreld omgekeer. Jong manne wat deur die bloed gekom het, gered is, gedoop word met die Heilige Gees en gedoop is in water en gedoop word met die Heilige Gees. Hulle het op die straat in Johannesburg gaan staan en preek. Ek was daar gewees. Niemand het hulle gekeer. Wie wou het hulle gepraat? Oor die bloed. In Johannesburg by die stadsaal. 'n Vrou het hulle gestaan, hulle het gepreek oor die kruis en oor die bloed van Jesus en hulle moet gered word deur die bloed van die lam of alles te gaan hulle help toe en hulle sonde is gepreek. 'n Vrou daar op die strate het mense tot bekering gekom as gevolg van wat? Die bloed van die kruis. Vandag staan hulle op die strate en preek, maar wat preek hulle? Mooi boodskapies. Halleluja. En natuurlijk is het baie belangrik. En dit is dat die evangelie is daar, dat, ek het vir jou woord van die Here. En vandag, hierdie skrif is vir jou. Dit is wat die Here vandag vir jou wil doen. Weet jy wat? Die Here doen dit. Hy sê, soek eers die koninkryk van God en al sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Wat is die geregtigheid van die koninkryk? Die heel eerste ding van die geregtigheid van die koninkryk is, hy wat glo in die naam van die Seun van God, hy wat glo dat Jesus Christus die Seun van God is, hy wat glo dat Jesus die Lam van God is, hy wat glo dat hy gekom het om gekruisig te word en te sterwe, dat deur sy bloed hulle gered kan word en vrygemaak kan word, halleluja, en versoen kan word met God. Hulle wat hierdie dinge glo, hierdie, omdat hulle God se woord glo, sal dit hulle tot geregtigheid gereken word. En as ek deur die bloed gaan, wat gebeur dan? Dan word ek geregverdig van die sonde, want die bloed word nou vir my as geregtigheid gereken ook. Soek eers die koninkryk en sy geregtigheid. Maar weet jy wat soek ons vandag? Voorspoed. Die Here my help. Halleluja, asseblief. Here, kyk hoe swaar kry. En die woord sê, ons is daar om vir hulle te gee. En weet jy wat? As jy van die mense wat swaar kry gee, gaan die Here outomaties vir jou gee. Jy sal nie nodig om te bid daarvoor nie. Maar weet jy waarom is die meeste mense arm? Hulle is te suinig, hulle bedel nie. Hulle is te suinig om vir ander te gee. Maar dan moet die Here vir hulle voorsien. Weet jy waarom? Want die altaar is weg. Die bloed van die kruis is, die offer is nie meer daar nie. Nie meer in die kerk nie. Halleluja. Pastoor, wat het dan geword? Ek wil nou vandag vir iets sê. En hierdie gedeelte in die skrif is absoluut die waarheid. Hy sê in Efesiërs 2, halleluja. Pastoor, maar ons moet opgaan na die huis van die Here, die onderlinge byeenkoms en daar laat nie. Kom maar sê, weet wat is 'n onderlinge byeenkoms? Dis nie 'n pastoor wat preek nie. Dis die gemeente wat onderling met mekaar getuig en vertel wat die Here vir hulle gedoen het. En die onderlinge byeenkoms gaan gepaard net met een ding. En dit is met die altaar en met die bloed. Dis 'n onderlinge byeenkoms. As mense kan begin getuig, halleluja, ek was by die voete van die kruis gewees, die voete van die Here Jesus, en die bloed van Jesus het my gereinig van al my sonde. En broer, begin dit weer in die kerk getuig en kyk wat gebeur. Maar die pastoor self is nie eens meer gered nie.
Hy weet nie wat is om deur die bloed van die lam te kom nie. Hoor wat sê in Efesiërs, die 2de hoofstuk, ek wil dit graag vir die lees. En hierdie was vir my baie mooi. Halleluja. Al hierdie skrifte, daar is so baie betekenis van dit. Hy sê Efesiërs 2 vers 10. Hy sê, want ons is sy maaksels geskape in Christus tot goeie werke. Waar is ons geskape? In Christus. Ek wil nou vandag vir iets sê. Hoe word ons geskape in Christus? Deur die bloed van die kruis. Ons moet met die bloed van die kruis verenig word. Dan is ons in Christus, want dit is sy bloed in hom. En daarin is die lewe, ek het laas Sondag en alles verduidelik. Ons word in hom geskape, nie deur die dood nie deur die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees werk saam die hele tyd, verseker. Halleluja, maar hoor wat sê, die 14de vers, wat hy vir ons, want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het. Dis, luister nou baie mooi, dis die Israeliet en die heiden. Die Here het die skeidsmuur weggevat. Wat is die skeidsmuur? Dis die wet met sy gebooie gewees. Die Here het dit weggevat. Hy het die volk Israel onder die wet uitgehaal. Deur wat? Deur sy bloed. Onder die wet met sy gebooie. En daardeur, deur die bloed van die kruis, het hy hierdie skeidsmuur weggevat tussen die Israeliet en die heiden. Hy het hierdie twee een gemaak. Hoor wat sê hy verder. Hy sê die 15de vers, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het. Wat was die vyandskap? Luister, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan. Dis die vyandskap tussen die heiden en die Israeliet. En die Here kom en hy vat die vyandskap weg en hy breek daar die muur af, sodat hulle een kan word. Waar? Halleluja. Sodat hy, deur vrede te maak, die twee in homself een nuwe mens kon skep. Dit meen, in Christus skep hy die Israeliet en die heiden tot een nuwe mens. Maar hier is vir my iets baie wonderlik. Hierdie nuwe mens wat hy skep, kan hy alleen skep deur die bloed van die kruis. Jy kan die Bybel verder lees, deur die bloed van die kruis. Wat gebeur? By die bloed van die kruis word ek verenig met die bloed van die lam. Dit meen in Christus. Halleluja. En nou kom die heiden en hy word verenig met die bloed. En die Israeliet kom en hy word verenig met die bloed van Christus en hy kom in Christus. En nou in Christus is die twee een nuwe mens. Daar is nie meer Jood of Griek of slaaf of vry mens nie. Ons is een nuwe mens. Maar hierdie nuwe mens kan net ontstaan deur die bloed van die kruis. Niks anders, daar's geen ander bloed nie. Net die bloed van die kruis kan dit vir my doen. Vir die wêreld doen. Maak nie saak wat er volk, nasie taal is nie. As hy met die bloed van die kruis verenig word, omdat hy saam met Christus gekruisig word, vloei sy bloed in my en ek word verenig met sy bloed. En sy bloed wat in hom is, halleluja, verenig my met elke volk, nasie en taal in Christus. Net deur, want dis waarom hy sê, die saligheid en die verlossing is in Christus deur sy bloed. Alles aan die kruis. Halleluja. Dis wat ek sê, as jy wegbeweeg van die kruis af, is dan geen bloed van die kruis nie. Met wie gaan jy verenig word? Dis waarom jy in die wêreld, die kerkwêreld vandag kry, al hierdie snaakse gelowe, al hierdie snaakse goed wat in die kerk vandag aanvang. As ek kyk na wat in die Pinksterkerk gebeur. Ek meen, hulle plekke waar hulle aanbid is so naby aan 'n disco, dis iets verskriklik. Halleluja. Alles word swart geverf. Nadat die bloed alles wit was. Swart en pers. Nou ja, die pers weet ons, dis die teken van die dood. Halleluja. Maar die mense dink dis wonderlik. Wat ek vir u wil sê. Die woord gaan verder. U moet nou baie mooi luister wat sê. Ons het geluister wat Efesiërs sê. Nou sê in Filippense 2 vers 5.
Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te word nie. Dit meen, Christus wat die gestalte van God was. Hy het dit geen roof geag om aan God gelyk. Dit meen, hy het dit geen roof geag om aan die Vader gelyk te wees nie. Geen roof. Dis waarom die Here Jesus ook God almagtig genoem word. Want hy het dit geen roof geag om aan die Vader gelyk te wees. Die Vader is die almagtige, hy ook. Die Vader is God, hy ook. Halleluja. Die Vader is Here, hy ook. Wat die Vader is die Seun. Want ek wil net dit sê, die Seun is 'n ewebeeld van die Vader. Dit meen as die Vader almagtig is, dan is die Seun ook almagtig. Halleluja. As die Vader God is, dan is die Seun ook God. As jy 'n naamgenoot het, maak nie saak nie, al is jy, of jy de beer is of wat ook al, wil jy nou vir my vertel, as uit jou 'n seun gebore word, dan is daar nie twee persone nie. Ek wil vir u sê, wat bind julle? Die van met 'n bloedverbond. Die bloed bind julle met mekaar. Halleluja. Maar nou as jy, kom ons sê Frans de Beer, en jou seun is ook Frans de Beer, al het hy 'n ander naam, weet jy wat bring ons by dieselfde, die van, kom ons sê God is een, kom ons sê die woord God is die van, halleluja, dit meen, die Vader is God, die Seun is God, die Heilige Gees is God, want hulle is een, jy en jou seun is een, jy kan maak net wat jy wil, maar by die Christus is hy die volmaakte ewebeeld van die Vader. Maar hy is uit die Vader gebore. Halleluja, hierdie een naam storie wat die mense, Jesus is die Vader, die Seun en hy is die Heilige Gees. Dis die grootste leuen wat die duiwel nog ooit verkondig. En weet jy wat? Dis omdat die kerk wegbeweeg het van die altaar en van die bloed van Jesus, dat hulle in hierdie toestand is. As jy glo dat Jesus is die Vader, die Seun en die Heilige Gees, moenie verwag dat jy eendag verwelkom gaan word in die huis van die Vader nie. Kom net gou verder gaan. Halleluja. Filippense 2 vers 7. Maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. Nou hier is 'n interessante ding. Christus ontledig homself om aan die mens gelyk te word. Maar nou sê hy, Paulus, hierdie gesindheid moet in julle wees. Wat moet ons van ons kant af doen? Ons moet onsself verloon. Christus kon homself nie verloon nie. Die Here Jesus kon homself nie verloon nie. Maar ons as mens kan. Halleluja. Onsself verloon, ons kruis opneem en hom volg elke dag. Dan is ek sy disipel. Wat het Christus gedoen? Hy sê, maar hy het homself ontledig. Wat moet ons doen? Ons moet onsself verloon. Luister nou mooi. Deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. Ons is mens, ons het die gestalte van 'n diensknegt, maar ons moet onsself nou verloon, want as hy homself ontledig het om aan ons gelyk te word, dan moet ons onsself verloon om aan hom gelykvormig te word. Halleluja. Maar die belangrikste is, jy moet jou kruis opneem. Dan kan jy hom volg. Dan kan jy, as jy jou kruis opgeneem het, dan kan jy hom volg, sodat jy aan hom gelykvormig kan word. Nou gaan hy verder, Filippense 2 vers 8. En het die gedaante gevind as mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Ek vra vandag vir jou. Kan jy hierdie gesindheid van Christus in jou hê? Deur gehoorsaam, hoor wat hy sê? Deur ons as mens, gehoorsaam, onsself te verneder, en gehoorsaam te word tot die dood van die kruis. Waarom? Want ek moet saam met hom gekruisig word, ek moet saam met hom sterwe,
voordat ek gedoop kan word in water, voordat ek die Heilige Gees dooping kan deelagtig word. Ek moet gehoorsaam word. Dit meen, my broer en my suster, jy kan aan die doop gehoorsaam word, niks as jy wil, dit gaan jou niks beteken. Jy kan aan die Heilige Gees gehoorsaam word, niks as jy wil, dit gaan vir jou niks beteken. Jy moet gehoorsaam word tot die dood van die kruis. Dis ja en amen. Hier sluit jou gehoorsaamheid. En hier is jou gehoorsaamheid. Tot die dood van die kruis. Die doop is nie 'n stap van gehoorsaamheid. Die doop is om alle geregtigheid te vervul. Maar as jy hierdie geregtigheid deur die bloed en die regverdigmaking deur die bloed van Jesus nie deurgegaan het nie, help dit nie jou, jy laat jou doop nie, want daar is daar geen geregtigheid vir jou nie. Dus daar is geen vergifnis nie, daar is geen afwassing van die sonde, niks deur die doop nie. Want jy het nie die geregtigheid wat deur die bloed is nagekom nie. En daar is net een manier om hierdie geregtigheid te vervul. En dit is om saam met Christus gekruisig te word, saam met hom te sterwe, en dan kan jy saam met hom begrawe word, en saam met hom opstaan in 'n nuwe lewe, wanneer jy jou laat doop. Dis twee aparte dinge. Ek meen, as iemand sterwe, wat doen hulle? Ons weet dat die Indiërs begrawe hulle op dieselfde dag, maar dis nog 'n tyd uit mekaar. Maar weet jy wat interessant is? Halleluja. Nou, as jy gesterf het, dan kan jy begrawe word. Maar hoe sterf jy? Wanneer sterf jy? Deur saam met Christus te gekruisig te word, en te sterwe. En nou sê hy, dat ons gehoorsaam moet word tot die dood van die kruis. Hoeveel Pinksterkerk mense het gehoorsaam geword tot die dood van die kruis. Nee, dis vir jou 'n shynvanging besigheid hierdie. Ek gaan my laat doop Sondag. En daar word soveel mense gedoop Sondag. Halleluja. En dit word opgeskryf as lidmate. Weet jy wat? Die Pinksterkerke doen niks minder as wat die Katolieke kerk doen nie. As wat die groot kerke doen nie. Want as hulle 'n babatjie doop, dan is hy 'n lidmaat en nou is hy 'n verbondskind. Halleluja. Dit meen hy kan nie meer verlore gaan nie, dan katkeseer hy, sodat hy net dit moet glo wat hy glo, sodat hy 'n ticket kan kry. Hy's nou alright. Hy's uitgekatkeseer. Halleluja. Hy het 'n lisensie. Moet hulle vroeër jare gesê as hulle gekatkeseer dan sê hulle nee, hulle het nou 'n dranklisensie gekry om te gaan drink. En dit het so gebeur. En wat doen die Pinksterkerk? Maar hulle gebruik net die groot doop. Hulle gebruik nie die doop van die Here Jesus nie. Hulle gebruik die groot doop, onderdompeling, om mense in die kerk te kry. Wat nog nooit gehoorsaam geword het, gehoorsaam tot die dood van die kruis nie, my broer en my suster. Dis nie 'n maklike ding, om iemand daar te kry, dat hy homself bekeer en sy sonde bely met trou, met berou en trane en smarte, en uitroep na God, wees my sondaar genadig, ek is verlore, Here, as U my nie help, as U my nie red nie, red my deur die bloed, halleluja. Dan vergewe die Here, en die Here red deur sy bloed. En dan moet hy gehoorsaam word. Nou dat hy gered is deur die bloed, om gehoorsaam word tot die dood van die kruis. Sterwe, en dan kan hy verder gaan na die stap om alle geregtigheid te vul, dit meen om gedoop te word. Nou wil ek dit verder gaan. Hy sê in Filippense 2 vers 9, daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Kom, wat sê ek nou vandag vir iets? Ek weet, dis alles sulke wonderlike skrifte in die woord van die Here, halleluja. En ons neem dit net aan, ek gaan dit kry. Nee, jy gaan dit nie sommer kry nie. Hoor wat sê Openbaring 2. Hy sê die 16de vers, bekeer jou, anders kom ek gou na jou toe, en sal teen jou oorlog voer, en met die swaard van my mond.
Bekeer jou. Hy sê dit vir die gemeente, bekeer jou, halleluja. En ek dink die grootste boodskap aan die kerkwêreld, vir al die Pinksterkerk is, bekeer julle. Want die Here gaan teen jou oorlog voer, met die swaard van sy mond. Hy sê, want hierdie woorde wat ek spreek, ek oordeel niemand nie, maar die woorde wat ek spreek, dit sal jou oordeel in die laaste dag. Dis die swaard van die mond, wat uit die mond van die Here uitgaan. Sy woorde. 17. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin. En daar sit een manier hoe jy kan oorwin, is deur die bloed van die kruis. Daar is geen ander oorwinning vir jou nie. Net deur die bloed van die lam van God. Hy sê dit in Openbaring 11 vers 12. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis. Sekere van die 11de hoofstuk, maar dis die 12de vers. Hy sal ek gee om te eet van die verborgde manne. Halleluja. Ou broer, as jy nie deur die bloed van die kruis gekom het nie, en jy nie op die altaar is nie, en jy nie geslag word saam met Christus, om saam met hom te sterwe nie, hoor wat ek nou vir jou sê, sal jy nooit van die verborgde manne eet nie, nie op hierdie aarde nie. Dis waarom die mense niks weet van die verborgenheid van Christus, niks weet van die verborgenheid van die evangelie, niks weet van die verborgenheid van God nie. Nee, hulle ken nie die verborgenheid nie. Waarom? Want hulle kan dit nie eet nie, want die Here laat dit nie toe nie. Want hulle het nog nooit oorwin deur die bloed van die lam. Hoe? Deur gehoorsaam te word, gehoorsaam tot die dood van die kruis. Daar lê jou oorwinning. En ek sal hom 'n wit keersteen gee, en op die steen 'n nuwe naam geskrywe wat niemand ken behalwe hy wat dit ontvang nie. Halleluja. Toe Christus gehoorsaam word tot die dood van die kruis. Hy sê daarom het God hom uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat by elke naam is. Wil jy eendag 'n nuwe naam hê? Broer, as jy nie gehoorsaam word tot die dood van die kruis nie, om saam met Christus gekruisig te word en saam met hom te sterwe aan die kruis nie, sal jy nooit 'n nuwe naam of 'n wit keersteen kry waarop jou naam is nie. Jy sal nie. God kan jou nie verhoog nie. Hy sê hy wat hom verneder, hy sê sal deur God verhoog word. Ek moet my verneder tot wat? Die gedaante van 'n diensknegt, om gehoorsaam te word, net soos Christus, tot die dood van die kruis, halleluja. En wanneer dit met my gebeur, sal God my verhoog, en aan eendag vir my 'n naam gee, wat op 'n wit keersteen geskrywe is, wat net ek sal ken, halleluja. Dit alles werk deur die bloed van die kruis, nie deur iets anders nie. Oh, halleluja. Ek wil net dit ook sê. Hy moes vlees en bloed deuragtig word, sodat die vlees en die siel gered kan word. Baie interessant. Die vlees en die siel gered kan word. En die lewe in die bloed vir ons, die ewige lewe kan gee, deur die bloed van die lam, en ons gees, die gees van Christus kan aanneem, deur die bloed. Die gesindheid moet in ons wees. Halleluja, prys die naam van die Here. Daar is iets wat vir my, as ek na al hierdie goed so kyk, vra die Here, maar wat het u werklik in die begin gedoen toe u die mens gemaak het? En ek gaan net in 'n paar verse dit vir u deurgee. U moet mooi luister na die woord. Genesis 1 vers 26. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis. Na ons beeld en ons gelykenis. 27ste vers. En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. Die woordjie mens sluit man en vrou in. En hierdie mens is gemaak na die beeld van God. Hy sê,
Hy sê in die 26ste vers, en gelykenis. Maar kom ons kyk 'n bietjie na die beeld. Hy sê, hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal deur 'n mens vergiet word, want God het die mens na sy beeld gemaak. Dit meen as jy iemand doodmaak, en as jy selfmoord pleeg, en as jy selfmoord pleeg, onthou net, jy is na die beeld van God gemaak, en as jy selfmoord pleeg, dan slaan jy jou hande in jou eie lewe, en jy sal rekenskap daarvoor gaan gee. As ek iemand anders doodmaak, dan slaan ek die beeld van God dood, met my hande, en ek gaan rekenskap daarvoor gee. So, moenie dink dat selfmoord is 'n verskoning om uit hierdie wêreld weg te kom nie. Jy sal gaan boet daarvoor eendag. Ek weet net nie hoe gaan jy tot bekering kom nadat jy selfmoord gepleeg het nie. So, kom eerder tot bekering en vergeet selfmoord. Dan is jy veilig om eendag in die hemel in te gaan. Net gou verder gaan. Hy sê, Romeine 1 vers 23, en die heerlikheid van die onverganklike God verander dit in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en van viervoetige en kruipende diere. Ek meen, dit het die mens nog al die tyd gedoen. Hulle het probeer om God af te bring na die mens se standaard. Hy sê, nou sê hy met Romeine 8 vers 29, want die wat hy van tevore geken het, die het hy van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Hy sê, die wat hy van tevore verordeneer het om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Baie interessant. God het sê, kom laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis. God het die mense geskape na sy beeld, ja, na die beeld van God het hy hulle geskape. Hier is die beeld, en reg in die begin, het God die mens verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Ek gaan nou vir jy sê wie die beeld is. Die beeld van sy seun. Dit weet hoe God die mens maak, toe maak hy hom na die beeld van sy seun. Nie na die beeld van iets anders, na die beeld van sy seun. En ons is daardie tyd al in die begin verordeneer om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun. Maar toe die mens sondig, toe kon hy nie meer. Halleluja. Hoor wat sê die woord van die Here verder. 1 Korintiërs 11 vers 7. Hy sê, want 'n man moet die hoof nie bedek nie. Hierdie is baie interessant. Waarom moet 'n man iets op sy kop sit nie? Wanneer hy bid of profeteer. Ek wil nou vir jou sê, elke keer wat jy die woord van die Here oopmaak, dis die profetiese woord. 'n Broer, en as jy nie respek het om jou hoed van jou kop af te haal en uit die woord van God te lees, dan het jy geen eer aan Christus gegee nie. Jy doen hom oneer aan. Pastor, kom praat jy vanmôre oor dit. Wil julle die waarheid weet? Ek wil dit weer sê. Want 'n man moet die hoof nie bedek nie, omdat hy die beeld en die heerlikheid van God is. Maar die vrou is die heerlikheid van die man. Dit meen ons is die beeld en die heerlikheid van God. Die man. As jy bid, as jy die Bybel oopmaak, as jy hom in jou hande neem, haal jou duiwelse hoed of bedekking van jou kop af. Want jy doen die Here Jesus oneer aan. Ja, maar as hy profeteer of bid, wat is hierdie woord? Dis die profetiese woord. Gaan lees 'n bietjie in Petrus. Ek sê dit weer vir jou, as jy die Bybel oopmaak om te lees, haal jou duiwelse hoed van jou kop af, want julle mannetjies wil vandag soos die vrouens in die kerke gaan, en die vrouens wil soos die mans in die kerke gaan. Interessant, die vrouens wat die bedekking moes dra, die mans het gesorg dat die vrouens nie dra nie, en toe sorg die mans dat hulle hoede op hulle koppe sit, in die huis van die Here. Kan julle so verdraaid wees? Maar weet jy waarom doen julle dit? Want julle was nog nooit by die kruis nie. Julle was nog nooit gehoorsaam tot die dood van die kruis nie. Julle het nog nooit deur die bloed van die kruis verenig geword met die bloed van Christus nie. Nog nooit nie. Bly die Here Jesus se oneer aan en kyk waar land jy eendag op. Hy sê 1 Korintiërs 15 vers 49, en soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. Wie is die beeld van die hemelse? Christus. Halleluja. Hy is die beeld van die hemelse. Hy sê,
2 Korintiërs 3 vers 18, en terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld. Waar die beeld? Gaan nou sê, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat Gees is. Onbedekte gesig. Halleluja. Spieël van heerlikheid, die Here aanskou. Kom ons lees dit verder. Hy sê tot dieselfde beeld. Waar die beeld? Die beeld van Christus. 2 Korintiërs 4 vers 4. Naamlik die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is. Wie is die beeld van God? Paulus. Na wie se beeld het die Here die mens gemaak in die tuin? Na die beeld van God. Wie is die beeld van God? Jesus Christus, die Seun van God. Hy is die beeld van God. En ons moet gelykvormig word aan daai beeld. En ons kan net gelykvormig word aan daardie beeld as ons saam met Christus gekruisig word en met sy bloed, die bloed van die kruis verenig word en ons sterwe, sodat ons begrawe kan word en saam met hom kan opstaan en 'n nuwe lewe te wandel. Dan het ons begin om gelykvormig te word aan die beeld van die Seun van God. Want hy is die beeld van God. Hy sê, op hulle nie sou skyn nie. Halleluja. Dit meen, as die ongelowige, jy wat nie glo in die bloed en die kruis en die altaar en ensovoorts nie, ek meen, jy's 'n ongelowige. Halleluja. Hy sê, naamlik die ongelowige, in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het. Hoe het hy die sinne verblind? Beweeg weg van die kruis af. Jy kan nie daar stil staan nie, jy sal nooit geestelik groei nie. En as jy wegbeweeg van die altaar af, dan word die offer ook weggeneem. En het dit nie gebeur in die Pinksterkerke nie? Verseker. Dit meen, die Pinksterkerk sit met die meeste ongelowiges in hulle kerke. Halleluja. Ongelowiges, wie die God van die wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Waar die lig van die heerlikheid, en die Here weet, daar is geen lig van heerlikheid vandag in die kerke nie. As gevolg van wat? Want hulle raak nie gehoorsaam tot die dood van die kruis nie. Hulle word nie saam met Christus gekruisig, sodat die bloed van die kruis en my bloed verenig kan word en ek saam met Christus kan sterwe nie. Halleluja. Dit is waarom die lig nie meer skyn, die lig van die heerlikheid. Waar is die heerlikheid in die kerk? Daar is niks van die heerlikheid nie. Nou gaan die woord verder, Kolossense 1 vers 5. Hy sê, hy is die beeld van die onsienlike God. Hierdie is in my wonderlik. Hy sê, niemand kan God sien en bly lewe nie. Maar weet jy wat interessant is? Dis so die waarheid. Maar ons kan die beeld van God wees. Sien. Ons kan die beeld van God sien. En wie is hierdie beeld? Jesus Christus. Maar God self, die Vader, ons kan hom nie sien nie en bly lewe nie. Maar ons kan sy beeld sien. Halleluja! Hy is die beeld van die onsienlike God. Die eerstgeborene van die hele skepping. Kolossense 3 vers 10. En julle met die nuwe mens bekleed, wat vernuwe word tot die kennis na die beeld van sy skepper. Die beeld van sy skepper. Wie is ons skepper? God. Hy het alles in en deur Christus gemaak. Halleluja. En Christus het die meeste van die skepping hanteer. Maar ons word bekleed met 'n nuwe mens wat die beeld van die skepper is. Wat is die beeld? Christus. Dit meen ons moet gelykvormig word en ons kan alleen deur die altaar en die bloed. Onthou dit. Daar kan niks verder met jou gebeur as jy nie by die altaar bly en by die offer bly. Halleluja. Vader, baie dankie sê vir die onfeilbare woord. Vra dat die woord wat u seun is, waarlik tot elke hart sal spreek. En ons wil ook bid.
Here Jesus, dat die Heilige Gees elkeen sal leer en lei in die hele waarheid, sodat hulle kan kom tot die kennis van God en kan verstaan wat die woord van die Here vir ons sê. Baie dankie dat U elkeen seën tot verheerliking van die naam en ons prys U. Amen en amen.